Hallo vriende en baie welkom hier. Dit is baie lekker dat jy saam met ons kuier vandag. En soos wat jy vandag na die video kyk, op die plek waar jy is, met alles wat in die wêreld gebeur, word jy uitgenooi om tot rus te kom aan God se voete. So baie welkom aan elkeen, maak nie saak waar jy is nie en van waar jy kyk nie. Dit is regtig lekker dat jy vandag saam met ons kuier. Ons lees vandag 'n teks uit die profeet Micha 4. En ek het gedink dit sal dalk hulpsaam wees dat ons so 'n bietjie na die konteks van Micha kyk. En die profeet Micha profeteer dan in dieselfde tyd as die profeet Jesaja, en is hier om en by die 8de eeu voor Christus. En dit is 'n tyd waar daar 'n groot wêreldmoondheid opmars maak en alreeds die noordelike ryk van Israel vernietig het. En so dreigend die heeltyd na Juda kyk, die suidryk. Terselfdertyd met hierdie bedreiging van hierdie mag, Assirië, is daar 'n oplewing in ekonomiese en sosiale welstand. En hierdie oplewing in sosiale en ekonomiese welstand in Juda veroorsaak dat die Judeërs of die suidelike ryk van Israel dan 'n afgewaterde geloof beoefen. Hulle doen die rituele en hulle gaan deur die motions, maar hulle hart is baie ver van God af. Hulle haal hulle fokus van die Here af. En dis met hierdie konteks wat die profeet Micha dan profeteer en hy sê 'n klompie dinge wat oordeel, spreek hierdie dinge aan, die dreigende oorlog, maar ook die mense wie se harte ver is en 'n dooie godsdienst beoefen. En dan hier in Micha 4 kry ons 'n oomblik wat Micha in die toekoms kyk, na die toekoms kyk. En kom ons lees wat sien hy en wat sê hy dan vir die mense van Judea, maar terselfdertyd ook vir my en vir jou vandag. Kom ons lees Micha 4 van vers 1 tot 5. In die laaste dae sal die berg van die Here sy huis stewig staan, as die hoogste van die berge. Ja, hy sal bo die heuwels uittroon. Volke sal daarin stroom. Baie nasies sal gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van sy weë kan leer en ons op sy paaie kan volg. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom in die woorde van die Here uit Jerusalem. Hy sal reg spreek tussen baie volke en die reg handhaf vir talryke nasies tot in die verste uithoeke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie, maar elke man sal onder sy wingerd en onder sy vyeboom sit, sonder dat iemand hom opjaag. Die Here, heerser oor alle magte, het dit immer self gesê. Selfs as al die volke elkeen in die naam van sy God voortgaan, sal ons in die naam van die Here ons God voortleef, vir altyd en altyd. In 1959, so 10 jaar nadat die Verenigde Nasies tot stand gekom het destydse kommunistiese Rusland 'n standbeeld geskenk. En hierdie standbeeld se tema was van swaarde na ploegskare. En dit beeld 'n man uit wat besig is om 'n swaard so te vorm sodat dit 'n ploegskaar kan word. Hierdie beeld wat dan die hoop uitgespreek het van 'n wêreld wat in vrede met mekaar sou leef. Nou natuurlik in daardie stadium is Rusland gewek in die Koue Oorlog saam met die res van die wêreld, eintlik maar meerendeels Amerika. En dit was hierdie kop-aan-kop botsing tussen kommunisme teenoor kapitalisme. Kyk ons na die wêreld vandag, lyk hy nie eintlik baie anders nie. Dit is eintlik ondenkbaar dat Rusland, gegee dat hy self in 'n oorlog met die Oekraïne gekoppel is, so 'n beeld en so 'n wens wou uitspreek. Tesame met die oorlog in Oekraïne en in Rusland sien ons ook dat daar onlangs geweld uitgebreek het tussen Israel en Iran en daar is ook geweld wat dreig om ook uit te breek tussen Indië en Pakistan. En wanneer ons na die wêreld so kyk, dan sien ons en dalk dink ons
dat hierdie droom wat Micha uitspreek, eintlik 'n droom is wat nie behaal kan word nie. 'n Ideaal is wat ons nie eintlik kan bereik nie. Kyk ons na ons eie wêreld en ons eie konteks, dan lyk dit ook baie keer vir ons soos 'n oorlogsone. 'n Plek van moord en doodslag en korrupsie en elende hoogtyd vier. En wat is ons eerste reaksie? Ons eerste reaksie is om na onsself te kyk. Ons eerste reaksie is om na ons eie belange om te sien. En liewe vriende, dit is net wat ons as gelowiges vandag, veral in die lig en die konteks van Micha 4, moet versigtig voor wees. Ons moet pas op dat ons daardie denkraamwerk het, dat ons daardie inslag met die lewe het. Want, liewe vriende, Micha sê, daar is iets anders waarop ons kan hoop, 'n ander hoop, 'n ander uitkoms, waartoe ons kan smag en werk. Ons lees dit heel eers daar so in vers 1 van Micha 4, wanneer hy sê, in die laaste dae, eendag vorentoe, gaan daar hoop wees, en hierdie hoop gaan gevestig wees in God self. Hy sê, te midde van die wêreld wat so te mekaar lyk, te midde van mense wat net na hulle eie belange omsien, te midde van die wêreld wat hierdie angs ervaar oor oorlog, gaan daar tyd kom wat die berg van die Here, Sion, gaan uitstaan bo alle ander plekke. En in plaas van mense wat uit oorloggetuisterde gebiede wegvlug, gaan mense na God toestroom. Hoekom nie noodwendig die berg? Want dit is die plek waar God teenwoordig is. Micha sê eintlik hierso, dat mense gaan stroom na die Here toe. En ek wonder of iets nie daarvan reeds plaasvind, wanneer ons na die jonger generasie kyk, en veral in plekke soos Amerika, waar daar 'n toeloop is van jonges terug na geloof, terug na Christendom nie. Ek sê altyd ons in Afrika is so 10 jaar agter, en my hoop is dat ons dit ook hier ervaar. Maar mense sien weer sin in geloof en sin in godsdienst, sin in om God te volg. En ons moet nie dink dat hierdie 'n vergesogte idee is nie. Nee vriende, dit is haalbaar, maar dit begin by my en jou. Ons lees dan dat Micha sê dat hierdie hoop en 'n hernieude hoop wat in God gevind word, gaan 'n vrede wat vas en ewig is bewerkstellig. Ja, dit gaan 'n vrede bewerkstellig wat veroorsaak daaraan nie meer wapens gaan wees nie, maar dat hierdie wapens verander kan word in iets goeds, waar swaarde in ploegskare en spiese en snoeiskerre verander word. Dit is die hoop wat Micha sien. Dit is die hoop wat hy sien gebeur, liewe vriende. En dit is wat die hoop wat ek en jy aan kan vashou. Dis waartoe ons kan droom en waartoe ons kan werk. As ons sê ons glo in God, dan beteken dit dat ons ook glo dat God hierdie ding kan bewerkstellig. En ons sien dit alreeds deur Jesus Christus in die offer aan die kruis. Ons sien dat Christus 'n nuwe bedeling ingelei het. En liewe vriende, dat ek en jy, die kerk, sy liggaam, die hande en voete van hierdie vrede is. En daarom wil ek sê, dit begin by my en jou. Dit begin by ons wat Micha vanoggend hoor en wat inkoop by hierdie nuwe realiteit, wat nie net 'n ideaal is nie, maar realiteit wat sy hande en voete kry in die kerk. En daarom as die kerk nie hierdie vrede kan najaag nie, liewe vriende, dan is ons nie belyn met die wil van God nie. Dis die derde ding wat Micha sê, dat die kerk is die draer van hierdie hoop. Die kerk is die draer van hierdie vrede. Daar so in vers 5 lees ons die volgende: selfs as al die volke elkeen in die naam van sy God voorgaan, sal ons in die naam van die Here ons God voortleef vir altyd en altyd. Ja, al lyk die wêreld op hierdie stadium chaoties, al is hulle besig om mekaar uit te roei, al skiet hulle missiele op mekaar, al is daar oral konflik, en al lyk dit asof die wêreld besig is om teen 'n afgrond af te val. Liewe vriende, word ek en jy geroep om opnuut elke dag hierdie hoop en hierdie vrede te leef en te verkondig.
Hierdie hoop is nie vergesocht nie, dit is nie net 'n ideaal wat ons eendag hoop sal gebeur nie. Liewe vriende, is iets wat hier in ons midde moet funksioneer en wat ons die wêreld moet instuur. En daarom is die oproep dat ons vanoggend vir Micha 4 hoor en dat ons besef, dit is nie net iets wat vir mense ver verwyderd van ons af gesê word nie, maar vir elkeen van ons. En die vraag daarom, wat maak dit in ons binneste wakker? Hoe kry hierdie hoop en vrede van God, hoe kry dit hande en voete in ons daaglikse handel en wandel? Hoe kry dit vorm in die manier wat ons leef en in die keuses wat ons maak? Dis eintlik die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra. Eerstens, glo ons in die hoop wat God vir ons bring. Glo ons dat hierdie vrede 'n blywende vrede is. Bewerkstellig nie sommer net deur mense nie, maar deur Jesus Christus. En glo en weet ek en jy, dat ek en jy hierdie hoop en hierdie vrede moet uitleef. Liewe vriende, dit moet ons opnuut vandag besef. Dit moet ons hoor vandag. En mag ons vashou, te midde van oorlog, en te midde van korrupsie, en te midde van selfsug in hierdie wêreld, mag ons vashou aan ons roeping. Mag ons vashou aan God drie-enig, aan Jesus Christus, wat hierdie hoop bewerkstellig, wat tevrede vir ons bring. En mag ons dit leef, liewe vriende. Ek en jy is die bewys dat hierdie 'n werklikheid is. En mag ons met vrymoedigheid, ook met vanoggend se boodskap, in die wêreld gaan leef. Amen. Here God, ons almagtige Vader, ons kom na U toe en ons bely vandag ons vrees oor oorlog, ons vrees oor die toestand van die wêreld. Maar terselfdertyd bely ons ook ons toekomstige hoop. Want ons weet dat hierdie hoop is vas en waar. Dit is nie iets waaroor ons hoef te wonder nie, maar dit is iets wat U bewerkstellig. Gee dat ons te midde van hierdie de mekaar wêreld, te midde van afleidings, onsekerheid, te midde van oorlog, vooruit sal kyk na die hoop wat ons in Christus het, in die hoop van Christus wat in ons leef. En mag ons lewe so inrig, sodat sy vrede hier op aarde sal kom. 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat ons die geleentheid het om swaarde in ploegskare te verander. En mag ons daarin volhard. Amen.